nee, wat's dit? Ons sal moet gaan kyk wat daar aangaan. Ek sal net baie versigtig moet wees. Ja? Waarvoor het julle so geskrik, my diere? Nee, alles lyk in orde in die kraal. Ek wens net ek het al my skaapwagterbot klaar gebou gehad. Hy sou hulle met 'n infrarooi oog kon dophou deur die nag. Regtig nie 'n baie lekker nag gewees nie. En nou my diere, waarvoor is julle so verskrik? Het iemand julle kom bang maak? Hæ? Ag nee, wat gaan hier aan? Begin ons sommer nou al die dag op 'n lae noot. Dis te veel vir my vir so vroeg in die môre. Ek het koffie nodig. Nou is die groot vraag, was dit iemand van die Beter Wêreld projek wat hulle kom doodmaak het om ons te intimideer? Ek het dan elke keer gaan kyk as ek iets verdags gehoor het. Ek's net ook nou al te moeg. Ek word seker nie meer wakker nie. Ek wens iemand kon kom skofte ruil met my. Ek het nie eers meer die krag om my robotte te ontwerp nie. Dalk beer 'n bietjie musiek my op. Is dit vader? Ek het ongelukkig net slegte nuus vir hom. Goeiemôre. Môre Kevin, hoe gaan dit vandag daar by die skape? Ongelukkig nie goed nie, daar lê vanmôre 2 lammers en 'n ooi dood in die kraal. Ek sal nou kyk of ek kan sien waarvan. Ag, dis hartseer. Dalk is daar nog ander skape gesteel ook, ek sal hulle nou tel. Luister Kevin, ek het vir Lucas gehuur om bietjie na die skape te kom kyk. Terwyl dit nou lyk of dit dalk gevaarlik raak. Hy sal seker bietjie later vanoggend daar by jou opdag. So maak hom vandag 'n bietjie touwys en dan kom slaap jy by die huis vanaand. Totsiens. Dankie, ek maak graag so. Totsiens. Nou ja, daar's darm weer 'n ligstraaltjie in die donker. Nou sal ek darm weer tyd hê om 'n paar robotte te ontwerp voor die skool begin een van die dae. Conspiracy theories are abounding in the town of Leeuwkop Kraal, as not only animals, but also people, seem to be disappearing at an alarming rate. Waarnemers uit die lug, sweefvarend 1 uur, pas opgestyg om te help soek uit die lug uit na vermiste persone en vee. Oor. Voorspoed sweefvarend 1. It begs lots of questions. Is somebody eating them? Are they being abducted by an alien race of monster beings, perhaps, and for what purpose? Which of us will be next? Genade. As die radio 'n mens so gaan bang praat, sit ek liewer maar en luister na my eie gedagtes terwyl ek die skape dophou. Gelukkig is ons hele gesin nog almal hier, soos my suster Elisabeth. Sy droom ons al van kleins af om 'n tipe van 'n bekende aktrise, skoonheidskoningin, model, beroemde glansnooi soort van 'n ding te wees. Dit was eers glad nie maklik nie. Maar het baie bekommerd begin raak oor haar dogtertjie wat oral agter enigiets wat na 'n geleentheid lyk aanhol. Vir 'n baie lang tyd het dit gelyk of arme Elisabeth soveel geld en tyd aan haar droom bestee en tog net nêrens kom nie. Party van die dinge waarin sy haarself begewe het in verleenthede ontaard waaroor sy liewer nie wou praat nie. Sy het selfs partymal begin wonder of sy nie maar net heeltemal verskillende loopbane moet oorweeg nie. Moet sy nie maar net prakties wees en haar lewe sluit in 'n doodgewone werk wat haar 'n gereelde vaste inkomste kan bied nie? Dis tog die heel maklikste.
Sy het toe begin om tydelik kantoorwerkies te doen, maar elke keer wanneer sy geld gekry het, dit maar weer aan haar glansmeisiedroom bestee. Sy het haarself ingeskryf vir die een skoonheidskompetisie na die ander. Enige iets om blootstelling te kry en ervaring op te doen in die glanswêreld. Sy het geglo een of ander tyd moet iemand haar tog ontdek en haar talente raak sien. Hoe moeilik kon dit tog nou wees om te sien sy hoort in die kollig. En uiteindelik, na baie probeerslae en met 'n bietjie geluk, het Elisabeth, of wat ook al haar nuutste glansnaam was, wat sy geglo het is treffender as die vorige een, gelukkig tog 'n paar rolle losgeslaan in 'n bietjie meer agtenswaardige produksies en advertensies en bioskopiese kunswerke of iets in daardie lyn, en sodoende 'n bietjie van 'n naam begin opbou. Uiteindelik kon sy kop omhoog sê, my glansloopbaan het begin. Tel hulle mooi, ja, moenie die klein lammertjies miskyk nie. Kyk altyd dat daar water in die krippe is. Rapporteer enige siek skape en hou jou oë oop vir veediewe. So ja, nou behoort Lukas te weet wat om te doen en ek en jy, Blavinski, kan ons goedjies oppak dat pa dit kan oplaai op pad huis toe. Voordat ons huis toe gaan, wil ek net graag eers hierdie idee in my kop op papier vas lê. Dis een wat ek nie graag wil vergeet nie. Dis dalk nog 'n bietjie ver gesog, maar hoe gemaak as jy vandag wil weet wat gisteraand in die kraal gebeur het? Ons het nou nie 'n robotwag daar gehad wat 'n klank- en beeldopname gemaak het nie. Wat ons dan nodig het is hierdie ouetjie. So ja, ek sou sê dis omtrent sy vorm. Weet jy wat maak hierdie robot so besonders? Hierdie robot sal kan terugspring in die tyd na gisteraand toe en dan weer terugkom na die hede om vir ons te vertel wat gebeur het. Verstaan jy, Majoor Blavinski? Ja, ek besef daar's nog 'n paar uitdagings, maar as ons eers die wetenskaplike beginsels rakende tyd goed ken, kan ons dit regkry. En die naam van hierdie wonderlike wese? Die Chronobot. Daar sy. Hallo, liefste moeder. Elisabeth, Maar bedoel mevrou TV Beeldradio. het jy nou alweer 'n nuwe glansnaam? Hierdie een bevorder werklik my loopbaan. Al die regisseurs en goed wat dit hoor vereenselwig my onmiddellik daarmee om op televisie te wees. Dit werk in op hulle onderbewussyn. Dan dink hulle eerste aan mevrou Tilly Visie Beeldradio vir al hulle televisiekarakters. Goed Elisabeth, wanneer sien ons jou weer op die kassie? Gou. Ek is nou op pad na 'n skiet vir 'n vlooipoeier advertensie en volgende vlieg ek terug want dan begin ek nuus lees op TVL. Jee, ek sien so uit. Is jy te gekies daarvoor? Maar baie geluk! Nou kan jy al die slegte, walglike dinge wat gebeur oordra aan die mense. Maar ek sal sorg dat daar goeie nuus ook is. Dit sal lekker wees. En wat maak ma nog alles? Speel maar nog lekker klavier of skryf maar stories. 'n Kombinasie van die twee. Ek skryf 'n musiekblyspel oor 'n vrou wat baie lief is vir blomme. Mevrou Meeres, mevrou Meeres, mevrou Meeres, ja. Sy hou van blomme, sy hou van blomme, sy hou van blomme, ja. Liefste blom hier in die pootjie, u is vir my so mooi. En my huis het ek gebring om die glorie te besing. Jou geur, die gee my hooikoors. En my oor troon soos 'n kroon. Toch wil ek jou naby my hê en ek wil graag vir jou sê. Hallo Blom.
lekker, ja nee. Jy leer my nuwe dinge Hou jou kroon op die bal. van sport en kultuur. Ons nooit verder as 'n oproep. Ons kan klets tot Soos ek sê. En nou, as hy so skielik lê en slaap, sê jy miskien ek is vervelig. Goed, as dit jou houding is, daar's baie ander blomme in die tuin. Ek gaan jou mis. Daar sien hy, sien jy? Ja, ek moet sê dit sal lekker wees om weer 'n bietjie by die huis te wees en in my eie bed te slaap. Ek geniet dit by die skape ook, maar met hierdie beter wêreld projek ideologie wat soos 'n kanker blyk te versprei, raak dinge net te onmoontlik. Beide Snuifie en Daggesuiper het skoon mal geword. Ons kan maar net hoop en bid dat Lukas die mas sal opkom en by sy volle verstand sal bly. Wel, hier is ons. Welkom terug by die huis, Blavinski. Dis gesluit. Kom ons gaan agterom. Ja, dis lekker om weer by die huis te wees. Nou ja, ons moet daarom ons terugkoms vier. Wat sê jy, Blavinski? 'n Lekker mengel soapie behoort die ding te doen. So en so. 'n Bietjie hiervan en 'n bietjie daarvan. Dit gaan lekker warm wees. Gesondheid, Blavinski. Lekker. Wat het ons hier? Dis goed ontwerpte planne vir 'n boerderyrobot, my heer. Basies volledig. Dis wat ek gedink het. Met 'n paar klein veranderingkies en ons kan die ding begin vervaardig en verkoop. Dankie, Kevin. Kevin, maak seker jy verwyder enige erkenning aan Kevin van die planne af en sit Muis se naam op. Dis 'n goeie projek vir Muis. Hy kan ons wys hoe goed hy die ding kan bemaan. Boodskap vanaf eenheid 4, my heer. Dit wil voorkom of iemand van waarnemers uit die lug 'n bietjie te veel belangstelling toon in skip 4. Dalk snif in die neus gekry, vandag 2 maal stadig oorgevlieg. Oogats, dit kan dalk probleme skep vir die volgende versending na Trovis. Ek wonder of dit Franciscus Sweefarend is wat daar vlieg. Hy raak net so lastig soos sy pa was. Laat weet terug om hulle nie te bekommer nie. Ons sal waarnemers uit die lug se aandag aftrek met 'n paar natuurlike rampe sodra dit tyd word. Kurt, maak 'n nuwe projekleer oop. Getiteld Operasie Verskroeide Aarde. Hier kom ek. Is lekker om weer in my eie bed te wees. Blavinski, waar's jy? Kom! Is jy nog nie vaak nie? Nou maar kom, dan moet ons eers 'n bietjie speel. Kom hier so ou diertjie.
kyk 'n bietjie, wat het ek hier? Wat het ek hier? Kom, vang hom. Vang. Stadig. Jy sal baie ratser as dit moet wees. Nee, los myne. So ja, slaaptyd. Lekker slaap, Majoor Blafinski. Opstaan, mevrou TV Beeldradio. Laat ons op die vliegtuig gaan spring. Vandag is die dag wat ons osself vestig as 'n huishoudelike naam op TV. Uiteindelik gaan al my geoefen voor die kamera vrugte afwerp. Dit is so opwindend. My drome word uiteindelik waar. So lank was my keuse duister. Wat moet ek word? Ek het gewonder, moet ek 'n ligwaardin word of 'n model, 'n skoonheidskoningin, 'n skoolonderwyseres, 'n bibliotekaresse, die president, 'n advokaat, 'n filmster en nou is dit duidelik, 'n TV-nuusleser. Kan nie wag nie. My bakkies op TV moet die wêreld vermaak. Ek wil werklik 'n verskil maak. My lese sal wees die verandering wat jy wil sien in die wêreld. Hier kom mevrou Tilly Vesee Beeldradio. Maak jou gereed. Majoortjie, lyk my ek sal nou 'n ruk in die koshuis moet gaan bly, anders sal ek elke dag die lang pad skool toe met die fiets moet ry en dit gaan te veel tyd uit my dag neem. Maar jy kan ongelukkig nie saam met my daar bly nie. Ek gaan jou baie mis. Ek weet, kom ons maak hierdie paar dae die meeste van ons tyd saam en speel 'n hond uit 'n bos. Goeiemôre, Kevin. Tyd om vir die katte te gaan melk gee. Gooi tog 'n bietjie ekstra melk in die bak vir die mamma kat. Sy het 2 kleintjies wat sy moet voed. Hou jy van hulle, Blafinski? Kom, laat ons 'n bietjie oefening kry. So ja, ons is op die kruin. Kom, oefen bietjie jou balans. Hey.
Dan sien ons vir Elisabeth op televisie. Hier kom het. Welkom by vanaand se nuus. Verwelkom asseblief splinternuut op die nuusbank. Televisie Beeldradio. Kom skaatjie, begin. Sjoe, al hierdie, is dit vanaand se nuus? Hierdie woord is verkeerd gespel, hoor. O nee, wag. Hoe spreek mens hierdie woord? Hoe spreek mens dit uit? Ons is op die lig. Begin nou die nuus radio asseblief. Hoe lyk my blouse? Lyk dit mooi? Ek wonder nou net hierdie skoene, dink jy daai skoene sal reg wees? Gaan mens dit sien? Wie die vrouens is op die lig. O, moet ek begin? Waar moet ek kyk? Het iemand voor die tyd gesê wat om te doen nie? Waar kom hierdie vroumens vandaan? Lyk vir my hulle het haar letterlik van die straat af gekry. Maar gou, lees. Okay, wag net so 'n bietjie. Ek wil net gou iets kry, hoor. Wag net gou. Ek het so 'n reserve byderhand wat vir haar kan instaan. Hierdie ligte is baie skerp. Dit skyn in my oë. Ek dink ek moet net hierdie bril maar opsit. Ja, dis baie beter. Dankie. Dit reg so. Mens moet jou oë beskerm altyd. As ons nou begin, moet ek na daai kamera daar kyk of daai ene? Watter ene? Of hierdie ene? O, gats. Lyk my sy het nog 'n bietjie ervaring nodig. Ek het al mos gesê die glansnooi ding is sommer bog. Maar sy wil mos nie hoor nie. Kom ons hou duibe vas. Ek hoop my maale kyk vanaand. Hulle sal dan baie trots wees. Dit is opwindend. Goed. Wat nou? Moet ek nou begin? Goed. Ons begin nou. Goeienaand. Hier volg die nuus. Wag, ek sê tevrede nie. Ek dink ons moet oor begin asseblief. Kan ons gaan oor begin? Juffrou Beeldradio, ons kan niks hiervan oordoen nie. Besef jy nie hoe werk 'n regstreekse uitsending nie? Jy het ons hele uitsending opgedons. Kom sien my onmiddellik in die beheerkamer. Wat 'n verleentheid vir ons familie. Hier's iets wat lyk of dit ons pret kan verskaf. Laat ons hom net opblaas. Ag nee, kyk net wat het nou gebeur. Wel, dan sal ek hom nou maar net met my longe verder moet opblaas. Daar sy. Ag, ou Blafinski. Vandag is die laaste dag wat ons kan speel. Ons moet maar alles doen wat ons nog wil doen vandag. Kom ons gaan vaar 'n bietjie in daardie boot. Maar sê Elisabeth het laat weet sy is toe darm nie afgedank by die televisiestasie nie. Sy moes net beloof om onmiddellik te verbeter. Kom, laat ons hierdie boot vir sy eerste reis op die water uitneem. Ons doop hierdie skip die Blafinski. Klim aan boord, Majoor Blafinski. Dis lekker, né? Dit maak my skoon lus vir iets soos 'n see-avontuur. Oupa Barend Sweef Arend het altyd vir ons vertel van sy wonderlike avonture. Hy het ook baie maal op die see uitgevaar en dan ontdek hy wonderlike wêrelde glo. Ek wens ons kon bietjie so 'n avontuur beleef.
Nou ja, dan moet ek seker nou maar pak vir my trek koshuis toe. Lyk my net nie eintlik ek het baie wit hemde nie. Ons sal 'n plan maak. En nog 'n laaste paar goedjies. Kom uit daar, Blavinski. Ek het mos gesê jy kan nie saamgaan nie. So ja. En nou is ek reg vir die koshuis. O, wag. Ek kort nog wit hemde. Ma! Ek het wit hemde vir skool nodig. Kom ons kyk net eers jou suster se advertensie. Ja, goed. U kyk na Is u baie lief vir diere, maar word aangeval deur hulle ongewenste passasiers? Ek ken my hier, hoor. Ek dink is 'n fly. Ek dink ons moet hom onmiddellik doodskiet. Stop! Daar is 'n beter manier. Dooie vlooie, die vlooipoeier wat die liefde tussen u en u dier sal moontlik maak. Dooie vlooie, dit werk. Och, sy's 'n ster. Ja, sy is. Hoekom gaan kyk jy nie in die kelder nie? Daar's hope van pa se ou hemde. Nou goed. Kom majoor, na die kelder. So ja. Dis koud hier onder, hè? Laat ons nou bietjie sien. Hier's een wat dalk sal werk. Kyk, dis al oupa Barend se ou goeters. Kom ons kyk weer 'n bietjie daardeur. Hy het altyd sulke interessante stories daaroor vertel. Hier's byvoorbeeld die graaf wat die oseaan gegrou het, of die spesiale blaasbalk wat 'n storm kan optower. Die windbuks wat gewysig is om met die krag van 12 perde te kan skiet. Dan is daar die lem wat deur iets kan beweeg sonder om dit te sny. Die klavier wat hy ontvang het as 'n geskenk vanaf 'n onontdekte stam wat die poorte na iewers sal oopmaak as die regte lied daarop gespeel word. Kom ons lees bietjie in al oupa se ou boeke. Die ensiklopedie vir die verkenner. Dis 'n boek wat hy geskryf het oor sy ontdekkinge in die aardrykskunde, die wetenskap en die towerkunste. En hierdie is een van sy dagboeke vol avonture. Duidelik was daar so baie dinge wat hy nog wou bereik. Ek voel of hierdie leebladsye my vra om hulle vol te skryf. Wat sou jy daarvan sê, Blavinski? Met jou aan my sy kan ons enigiets vermag. Moet ons nie dalk ook oupa se werk voortsit nie? Ek wens ons het meer tyd gehad om hieroor te dink. As ek net beter vertroud was met oupa se werk. Ek dink ons moet uitvind wat presies oupa Barend se werk opgelewer het. Ek weet al die groot mense het altyd gemaak of hy maar net 'n verbeeldingryke storieverteller was wat lekker kon aandik en oordryf. Maar waar het die oordryf geëindig en die waarheid in sy vertellings dalk begin? Ek het nog altyd 'n voorgevoel gehad. Kom Blavinski, laat ons 'n bietjie rustig sit. Ja, laat ons 'n bietjie sien wat ons kan wys word uit hierdie aantekeninge wat oupa gemaak het. Dit lyk of baie daarvan gaan oor sy seereise. Daar is dit. 'n Wêreld vol nuwe dinge om te ontdek. Ons is amper daar, Ronne. I was completely mesmerized by Grandfather's wonderful tales. Grandpa loved traversing the world in search of knowledge and adventure. Of course, there was a lot he had written about Trophus, the magical island guarded by dragons and monsters. More alarming is the secret activities by a monstrous being, sometimes referred to as the Evil One, but to avoid confusion, sometimes called Madman Uys by Grandpa. Grandpa never finished his research and writings on Trophus after he fell victim to smear campaigns working hard to discredit him. What secrets does the island hold? Nou weet ek wat ek moet doen. Ek kan nie nou skool toe gaan nie.
Kom majoor, daar's werk wat wag. Laat ons nou bietjie sien. Wat is hier wat die egtheid van oupa se beweringe kan staaf? Kom ons gaan deur alles in hierdie trommel. O, hier is net een ding in. Dis 'n koevert met 'n brief in. Hier staan hert 3 onder poorte. Nou wat beteken dit nou? Hey, jou vuur. Die vuurhert. En daar is 3 poorte daaronder. Natuurlik. Kom! Die brief is in raaiselvorm met die woorde geskommel. Nou wonder ek net of kan hier die hele eenheid dalk hier uitskuif. Kom ons haal net al die losdele uit. Nou wat nou verder? Hey. Wat is dit? Wag, laat ons gou 'n flits kry. Dit lyk of daar 'n geheime kamer of iets daaronder is. Lyk vir my ons is op pad om iets groots te ontdek. Ou Blavinski. Kom, laat ons sien wat gaan daar onderaan. Lyk soos 'n baie diep skag of 'n tonnel of 'n ding. Wat sou die doel wees hiervan? Was dit op 'n stadium 'n mynskag? Of dalk was dit deel van 'n geheime tonnelnetwerk onder 'n kasteel om te ontsnap van vyande? Daar kan ek nou iets uitmaak, daar deur onder. Lyk vir my ons sal maar net moet afklim en gaan kyk. So ja, daar's lig in die tonnel. Amper daar. Dis 'n bottel met 'n boodskap in. Aan wie bestem was om hierdie geheime brief op hierdie geheime plek te ontdek. Onder die huis op toringhoogte kom daar 3 energievelde bymekaar wat elk met heelwat variasie 'n eie soortige effek op die brein blyk te hê. Hoewel ek nog glad nie afdoende antwoorde het nie, blyk die eienskappe basies soos volg te wees. Die een neem 'n mens op reis na verskillende tye in die geskiedenis. Die tweede neem 'n mens na 'n parallelle werklikheid of onwerklikheid, gewoonlik met die doel om 'n vraag in 'n mens se binneste te beantwoord. Die derde so 'n poort is nog grootliks 'n raaisel en blyk geen vaste patrone streng te volg nie. Dit blyk tog te doen te hê daarmee om 'n huidige situasie te bekyk met die kennis, insig en wysheid van 'n ouer weergaaf van 'n mens self. Nog heelwat navorsing moet hieroor gedoen word. Die eerste poort is geleë in die kelder. Die tweede behoort jy van hier af te kan sien, gemerk deur 'n boogingang. Die derde se liggingsleidraad is rustrap. Al 3 poorte blyk toeganklik te wees wanneer die gedagtegang ontvanklik is vir sekere energiegolwe. Gebruik hierdie inligting verantwoordelik. Enige belewennisse ervaar deur die poorte kan blywende gevolge aan die dag lê. Groete BS. Interessant. Wel, die tweede poort klink na wat ons nou nodig het. Ek het baie vrae in my binneste oor oupa se werk en my moontlike voortsetting van sy navorsing, veral oor Troofus. Ons is by die see. Wie sou dit nou ooit kon raai? Daar's 'n skip ook hier. Maar waar is hier? Ernster in die see. Is dit Troofus? Maar dan moet ons daar uitkom. Dis mos nou die einste plek waaroor ons gewonder het.
Sjoe, hier's 'n lekker rowwe see hier rond. Maar ons kan dit darm seker maak tot op die land. Ons moet uitvind of 'n trofus is en ondersoek instel. Stop! Moenie nader kom nie. Nou wie's dit nou? Kom ons gaan maar liewer eers terug. Net nou weet hy dalk waarvan hy praat. So ja. Hoopelik is ons vereers veilig hier. Wat gaan nou daar aan? Lyk vir my die ou probeer hiernatoe kom. Swem, jy kan dit maak. Kom, klim op. Dankie. Wat maak jy op trofees? Dis gevaarlik hier. Dan is dit trofees nie. Ja, dit is trofees. Dis pragtig, né? Maar gevaarlik volgens wat ek gelees en net nou gesien het. Waar nou een van hier af? Wag net tot laagwater, dan hardloop ons gou. Ek weet waarheen. Die lewe is 'n storie, ja, oor die reis verhaal, soms maak dit jou mal. Die lewe bly 'n wonder, die spoor as jy onder die baie bekommer, dan is jy bly en vry. Tyd sal ons leer, om altyd weer te probeer. Dis lekker, dis heerlijk, dis so beweeg, en wêreld van dit onderzoek dit. Het grap is wonders en kennis geniet. Wees blij en vrij.